heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning alde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar hy woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende Woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee u, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende Woord. So groot in heerlikheid, vergeef ons klein geloof. Beklee ons met standvastigheid, aan u ten volle toegewy. Ons leef om u te loof, ons leef om u te loof. So groot in heerlikheid, u roep ons ook vandag. Gee ons ook nou gehoorsaamheid, u krag vir ons werklikheid. Gee ywer elke dag, gee ywer elke dag. Môre almal. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Mag jy regtig 'n ervaring hê dat die Here in sy krag hier is en dat hy hier is om jou te ontmoet en dat as jy uitstap, jy regtig kan lewe in daai krag en die werklikheid van die lewe wat vir jou voorlê, wat jy binne gaan. Ons gaan een lied in die met ons lof sing, maar ons ek het 'n bietjie 'n aanpassing gemaak, so ons wil hom net gou oefen. Maar dis nie moeilik nie, dis baie maklik. Dis 'n bekende lied. Ek kan nie onthou wat sy nommer is. Maak nie saak nie. 265 en dan het ons net 'n verwerking van Heilig U is Heilig wat ons gaan bysing. So, kom ons doen dit net eenmaal dat ons net weet as ons by lof kom, dan kan ons nou sing uit volle bors sonder enige bekommernis daaroor. Julle moet maar verskoon, ek gaan die ding nou opsit en afhaal en as ek julle doof sing, ek is vreeslik jammer, maar die klankuitsending het nie klank op hierdie ander mikrofone nie, so dit is hierdie ene. So die mense by die uitsending, ek wil ook net sê ek is regtig jammer. Draai maar die klank af as ons sing en dan weer op as ons verder gaan. Is die klank nou weer reg? Dion, jy weet nie hoe red jy die mense by die huis, net so single-handedly nie. Goed, kom ons oefen gou hierdie lied. Ja, dankie Judy.
Ons sing die vers en dan die deeltjie wat ons bydoen. Vir my geklink dit is heeltemal goed, nee, daar's nie te moeilike wisselings en goeters nie. So ja, so as ons nou by die lofsang kom, ons gaan net hierdie bysit. Ek het net gedink dit gee 'n bietjie volheid aan hierdie aanbiddingsoomblik voor die Here. Goed vriende, baie welkom dan nou in ons erediens vanoggend, soos ek nou gesê het. Ons kyk gou na ons afkondigingetjies, daar was 'n blaadjie, so ek gaan nou nie vreeslik baie dinge daaroor sê nie, net die goed wat ons uitlig is ons bid vir die oorloggetuisterde gedeeltes van die wêreld nou, so ons wil graag vir jou vra. En ek het gewonder of ons nie dalk 'n gewoonte kan maak om op 'n Woensdag, iewers in 'n Woensdag, hierdie eerskomende Woensdag, regtig tyd te maak daar waar jy beweeg en net 'n oomblik te gee om te bid vir die situasie waarin ons wêreld is. Miskien as ons so as 'n geloofsgemeenskap ook dit doen, net uiting gee aan die feit dat ons ook geroep is vir die diens van die gebede, né, en dat ons deur die Here daarvoor getaak is. So ons wil graag vir jou nooi. Kom ons bid hiervoor. Ons blommegroep, ek het laasweek ook gesê, die blommegroep, dit beteken basies net, jy moet weet watter kant van die blom is bo. Ons het geen belangstelling in hoeveel toekennings jy al gewen het met uitstallings en wat ook al nie. Ons net op soek na mense wat kan help om ietsie moois hier voor in die kerk, iets lewendigs hier te doen ook. So, gee asseblief jou naam by Wiekie by die kantoor op as jy kan help met die blomme. Ons kankerondersteuningsgroep is 'n volgende byeenkoms is die 6de Februarie om 6:00, so dis vir almal, het sê jy nou self daarmee te doen het, of dat iemand naby aan jou daardeur geraak is, of jy dalk net 'n bietjie meer inligting wil hê, hierdie geleentheid is altyd spesiaal, so ons wil graag vir julle nooi vir dit. Ons kuiertees begin weer, vir almal wat 10:00 op 'n donderdagoggend by die kleinsaal kan wees, dit is vir jou, so ons wil graag vir jou nooi kuiertee dan die 8de Februarie om 10:00. Skop dit weer af, en dan is ons golfdag op pad, en ons is op spoed al om te begin reël, so ons wil graag vir jou nooi, as jy speel, of as jy iemand weet wat vir ons kan help met borgskappe, of jy dalk self kan, of met pryse, wil ons graag vir jou vra om vir ons te kontak, en vir ons ook daarmee te help. En dis die afkondiginge wat ek gaan uitlig, daar is net nog enetjie wat bykom, en dit is dat arbeidsbediening se verkope vir hulle jaarlikse verkope vir insameling, was nou gister gewees, en daar is nou nog van die produkte oor pere en druiwe, en dit is beskikbaar, hulle gaan na die diens verkoop. Pere is teen R5 'n pakkie, en die druiwe is teen R10 'n pakkie, so julle is baie welkom, as julle gou daar ook 'n draai wil maak, dit is in die kombuis. Ja, ek dink dit is al ons afkondigings vir vanoggend. Kom ons maak nou gereed, om in die Here se teenwoordigheid te verskyn. Ons begin altyd met ons voorbereidingslysie. Ons name vir vanoggend is Zara de Tooy van de Beersweg en Thys Botha van de Jongstraat. Ryka Lou van Lognerstraat se seun Vernon is oorlede in die vorige week, en dan bid ons natuurlik nou vir die oorlog tussen Israel en Hamas. So ons gebruik is, ons raak net eers stil. Judy gaan vir ons speel. Ek gaan weer die lys opsit na 'n tydjie, met die gedagte dat ons dan ook nou hier vir daai mense intree, en natuurlik vir almal wat jy dalk op jou hart dra, en jy dalk sal wil saam met jou bring na die diens toe, want ons besef ook, dis 'n voorreg om hier te wees, en ons verteenwoordig ook die res van ons geloofsgemeenskap op 'n baie spesiale manier. So ons wil graag dit nooi, en dan na die voorbereiding gaan ons dan in, terwyl ons so sit om 'n lied dan ook saam te sing. So kom ons raak eers stil. Ons maak toe ons oë, ons raak net 'n bietjie rustig na ons gejaag en die gewarboel om hier te kom, en dan maak ons gereed vir die ontmoeting met die Here.
Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Want hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape. Ons is die mense wat deur sy hand self versorg word. Amen. Vriende, ek wil graag vir jou groet en sê genade en vrede vir jou van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En hierdie groet kom tot jou deur die kragtige werking van die Heilige Gees wat ons bymekaar gebring het. As ons dan nou bewus is van die Here se teenwoordigheid, kom ons gee geleentheid ook om dan net weer bewus te raak van mekaar se teenwoordigheid. Kom ons draai na mekaar toe, ons gee vir mekaar die vredesgroet. Ons sê net vir mekaar vrede vir jou. En dan kan ons die Here loof en prys almal saam. Wetende dat hy hier is, wetende dat ons hier is, maar wetende dat ons ook as 'n groep gelowiges saam in sy teenwoordigheid is. So ek wil graag vir jou nooi, ons gaan dan staan, dan gaan ons sing enigste Here, enkele wese. En dan gaan ons met die deeltjie wat ons bysing, gaan ons dan nou as 'n loflied sing. So kom ons staan. Ons kan weer ons plekke inneem. So ons tema vandag is eintlik oor die krag van die Here en die krag waarmee die Here Jesus deur sy Gees in ons lewens en in ons wêreld wil werk. Maar nou weet ons ook dat so oulik soos wat ons nou is, as ons nou hier by mekaar kom en hier kom sit in die kerk, is ons nie noodwendig dieselfde mense van Maandag tot Saterdag nie, of miskien selfs Sondag net na kerk. Afhangende van wat met die skaapbout in die oond gebeur het. Dat ons daar's partykeer 'n deel van ons missing, nee, daar's iets in ons wat partymal net nie lekker reg werk. En ek gaan nou by die tema van ons preek baie daarby stil staan. Maar ek wil graag tog vir ons 'n geleentheid gee hier waar ons nou ook so saam is, om net 'n oomblik van stilte te gee waar jy en die Here tyd saam met mekaar spandeer. Want as iemand vir Jesus vra, waaroor gaan dit vir God? Wat is die geheim van die lewe in God se teenwoordigheid? Dan ken ons almal Jesus se antwoord. Nee, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele wese. Maar dit is nie eintlik die merkteken van 'n gelowige se lewe nie. Dis dat dit juis uitkom deurdat ons dan, omdat ons God liefhet, ander liefhet, soos wat ons onsself liefhet. Nou ek het 'n paar gesigte in my gedagtes van mense wat oor my pad gekom het, wat miskien minder van daai liefde ervaar het as wat hulle behoort te ervaar. So, kom ons gee 'n geleentheid waar ons twee dinge doen. Eerste is om vir die Here
geleentheid te gee om ons te wys, dalk te help, om te onthou, tyd om te dink oor, okay, waar was die storie wat ek uitbeeld, die legkaart wat ek in ons wêreld is, waar was 'n stukkie weg? Waar was liefde verlore? Tydjie daarvoor. Maar dan ook, wil ek graag vra dat ons dan ook onsself sal toewy, om te sê, Here, maar in dankbaarheid wil ek baie graag nie en anders hierdie week aanpak. So daai twee elemente. So eers 'n oomblik van, kom ons sê belydenis, maar dan ook 'n oomblik waarin ons onsself hertoewy aan die Here. So kom net so terwyl jy daar sit, en dan aan die einde daarvan gaan ons die Onse Vader, net so terwyl ons bly sit, ook saam sing. En as mense wat dan so toegewy is aan die Here, kom ons doen nog ek 'n geleentheid om ons geloof saam te bely. Ek gaan jou nooi om saam op te staan en dan sê ons dit hardop saam aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, ons kan weer ons plekke inneem en dan gee ons ook nou geleentheid vir die opneem van ons offergawes as deel van ons toewyding aan die Here.
tema besete, ons is in Markus 1 vers 21, laasweek was die roeping van die disippels, was die leesrooster teks, en voor jy daaroor uitleg gedoen, so vandag gaan ons net die volgende gedeelte, 'n bietjie verder in Markus 1, maar voor ons lees, kom ons vra ook dat die Here sal praat met ons. Here, ons sê vir baie dankie dat ons in U teenwoordigheid kan wees, U wat die Almagtige is, wat hier reg rondom ons is, wat ons nou gesing het heel in die begin, wat hier is om ons te ontmoet en wat saam met ons lewenspad loop, elke dag en die paaie vorentoe. En daarom kom ons, Here, in groot afhanklikheid na U toe, om te kom bid vir hierdie deel van ons diens, waar ons dan ook vir U moet vra om deur die woord in ons lewens te werk en te praat. Ons glo dat U betrokke is in ons wêreld en in ons lewens, en dat U dit doen deur ook juis vir ons deur die Gees te lei om U woord te verstaan. En ons bid dan nou, Here, dat ons ook, soos deur hierdie gedeelte beweeg het, dat ons 'n bietjie anders kan kyk na onsself, na ons lewe, na ons roeping en na ons doel, as ons hier uitgaan. Ons bid hierdie dinge in afhanklikheid, Here, maar ons bid dit ook met hierdie verwagting dat U wat saam met ons die pad stap, ook hier vir ons gaan lei en gaan leer. Amen. So Markus 1 vers 21 tot 29, ek het dit op die bord, die teks loop so. Hulle het in Kapernaum gekom, toe die Sabbatdag aanbreek, het Jesus reguit na die sinagoge toe gegaan en die mense daar begin leer. Hulle was verstom oor sy leer, want hy het hulle geleer soos een met gesag en nie soos die skrifgeleerdes nie. Op daardie oomblik was daar in hulle sinagoge 'n man wat van 'n onrein gees besete was. Hy het uitgeskreeu: "Wat het ons met U te doen, Jesus van Nasaret? Het U gekom om ons te verdelg? Ek weet goed wie U is. U is die Heilige van God." Maar Jesus het hom skerp aangespreek: "Bly stil en gaan uit hom uit." Die onreine gees het die man stuiptrekkings laat kry, hard geskreeu en toe uit hom uitgegaan. Almal was so verbaas dat hulle onder mekaar geredeneer en gesê het: "Wat gaan hier aan? Dit is 'n nuwe leer en dit kom met gesag. Hy gebied selfs die onreine geeste en hulle gehoorsaam hom, en dit was nie lankie of daar is in Galilea oral in die hele omgewing oor hom, oor Jesus gepraat." Ek dink 'n taamlike bekende gedeelte, wel een van die baie bekende gedeeltes oor Jesus se werk, ook in terme van die bose geeste, die onreine gees in ons teksgedeelte. So, die verhaal is taamlik eenvoudig. Jesus kom by 'n sinagoge aan en hy begin mense leer, en almal is diep onder die indruk van die gesag waarmee hy doen. En dis nou moeilik om te weet, want Markus haal nie vir ons aan wat presies in die sinagoge gebeur het nie. Hy sê net, almal was verbaas, maar waarskynlik is dit omdat Jesus, anderste as die skrifgeleerdes van sy tyd, wat hulle gedoen het, was om baie keer aanhalings te maak van ander geleerdes voor hulle, rabbies voor hulle. So hulle sê, rabbi die en daai het dit gesê, en rabbi dit, en so het dit gesê oor hierdie teksgedeelte, watter teksgedeelte dan nou ook al in die sinagoge behandel is, of hanteer is. En so dan was dit hierdie verwysing na ander mense se wysheid, en sy insig oor 'n teks. En ek meen, dit is tog baie wat ons ook doen. Ons gaan kyk boeke van teoloë oor jare, kyk na die geskiedenis. So daar's baie waarde daarin, maar dis nie wat Jesus doen nie. Jesus kom haak nie net aan by die gewone tradisie. Hy bring 'n nuwe leer wat hy bring met gesag. En ons weet uit wat Jesus self aankondig as hy sê wat het hy kom doen, wat is sy leer? Dit gaan oor hierdie sentrale ding wat ons week vir week hoor en wat ons almal van weet is, oor die koninkryk van God, wat nou aan die aanbreek is in hierdie wêreld, in mense se lewens. So dis die boodskap, dis die nuwe leer. Die koninkryk van God is nie iets iewers anders ver weg nie, dis nou hier, dis aan die kom, en dan as deel daarvan is dan nou die volgende moment wat ons lees, is dan Jesus se gesag wat dan nou oorgaan in die feit dat hy dan nou hierdie bose gees, hierdie onrein gees uit die mense, uit daai man uit verwyder, uitjaag, né? So, mens sou kon sê, okay, dis 'n teks oor Jesus se gesag. Dit vertel ons iets meer oor wat Jesus kom doen het en waarmee hy besig was. Maar mens sou ook baie maklik dan kon half land in die gedagte, okay, dis 'n baie interessante teks, maar so hoeveel van julle het nou onlangs met 'n onrein gees te doen gehad? As jy nou weet, want gewoonlik is dit wat nou gebeur, nie? Ons gaan in allerlei debatte en gesprekke in oor, okay, nou hoe werk bose geeste en wanneer laas jy nou gesien, en dan ons is gevul met ons populêre idee van hoe lyk jy as jy nou 'n bose gees het.
Daar's 'n hele ander rigting waarin ons kan beweeg as ons hierdie gedeelte lees. Maar die punt is dat dan raak hierdie teks vir ons interessant. Maar tensy jy nou die gevaar seker nou maar loop om 'n bose gees iewers raak te loop in die volgende week, is dit nie noodwendig nou vreeslik van toepassing op jou lewe nie. Of is dit? Of is dit meer as wat ek gedink het? Daar's 2 groot idees in hierdie gedeelte wat mense aandag moet trek as jy dit lees. Die eerste is dat Markus vir ons skryf, en onthou Markus volgens tradisie het gee Petrus 'n vertelling van sy tyd saam met Jesus weer. So dis die soort van Petrus is die bron. En wat is die ding van Jesus wat vir Petrus die meeste opgeval het en wat Markus keer op keer met sulke kodewoorde in sy brief vir ons aan herinner? Dis die gedagte dat Jesus was reguit op pad. Die Griekse woord, of die ander vertalingsmoontlikheid is dadelik. Die idee is doelgerig. Jesus land nie per ongeluk by die sinagoge nie. Hy loop nie maar iewers rond en sê, hier's 'n oop deur en dan stap hy daarin. Jesus se hele bediening is doelgerig. Doelgerig. Hierdie nuwe leer wat hy bring, moet iets regkry in die wêreld waarin hy leef. So daarom, hy sê ook, as op 'n stadium doen hy mos wonderwerke, en dan ons gaan, dit is eintlik later in Markus, en dan gaan bid hy, en dan soek sy disippels om verskriklik, en dan sê hulle, Here, die mense soek U, nee, want daar's nou hierdie oplewing, almal is baie opgewonde oor hierdie Jesus en wat hy kan doen, en dan sê Jesus, ons moet nou na ander dorpe toe vertrek. Want daarvoor het ek gekom, om hierdie leer verder te vat, om ander mense te gaan leer en bloot te stel aan waarmee God besig is. So Jesus doen dit doelgerig. En dan die doelgerigtheid loop dan uit op die res van die verhaal, as hy dan nou te doen het met hierdie persoon wat dan nou deur hierdie bose gees beheer word, of onder beheer van 'n bose gees dan nou is. Nou, soos ek nou gesê het, die groot gevaar wat ons het, is sodra ons nou lees oor hierdie onreine gees, dan gaan ons in baie populêre idees op in ons wêreld, en gruwelfilms oor wat dit nou beteken om deur 'n bose gees, of van 'n bose gees besete te wees. Nou net so in die agtergrond, ons, en dit maak dit ook eintlik vir ons moeilik om die teks te verstaan, want ons is al moderne mense, wel, ons is nie half, ek hoop ons is almal nou taamlik moderne mense, né? En ons in die moderniteit het begin rondom 1799, die wêreld waarin ek en jy leef vandag, met in die filosofie 'n baie groot oomblik. Toe geloof en rede, rasionaliteit, half iewers deur verskeie filosowe, maar al van mekaar verdeel is. En wat mense gesê het, weet jy, daar's sekere goeders wat ons met ons kop moet uitwerk, en daar's sekere goed wat ons met ons harte glo, maar dit is nie meer een en dieselfde ding nie. En dit is baie prakties in ons lewens in die wêreld waarin ons leef, want ons, as jou kar nou gaan staan langs die pad, nee, wie van julle begin onmiddellik met olie uithaal en 'n kruis oor hom swaai en 'n gees uit die kar uitdryf? Nee, ons doen dit nie, nee, want ons het rasioneel aanvaar ons, okay, wat hier gebeur het, is hier 'n meganiese ding gebreek, of die petrol is op, afhangende van of jy nou soos ek bestuur of nie, en dan is daar soort van 'n rasionele oplossing daarvoor. En so ons het hierdie soort van hierdie skeiding gemaak tussen wat rasioneel verklaar kan word, en dan die goeters wat op 'n geestelike basis plaasvind, wat daar gebeur. En die gevaar is, dat ons die Bybel lees, en dink aan die rasionele goed maak sin, die goed wat lyk soos ons wêreld lyk, maar die ander goeders, soos nou hierdie demoon, ons is onseker wat daarvan te maak, en so ons lees dit, maar ons bære dit daar iewers. Dis nie die Bybelse prentjie nie, né? En die Bybelse prentjie moet ons ook verstaan, dis nie blote antieke prentjie nie. Ek dink ons moet die storie van die Bybel is geskryf vir alle mense, alle tye, ook vir ons. En die Bybel ken 'n soort van 'n vermenging van ons wêreld. In Genesis is daar hierdie interessante verhaal van die oorsprong van die reuse van die ou antieke tyd. Nou daar's baie wat ons nie weet oor daai eerste klompie hoofstukke nie. Dis geweldige antieke tekste, maar daar's die gedagte dat geestelike wesens het kinders verwek by aardse vrouens, en daar was hierdie groot reuse in die wêreld. Maar agter die vertelling is daar hierdie beeld, hierdie idee van dat die wêreld is nie bloot net in geestelike en gewone, die rasionele
en die hartsgoed of die binnegoed nie. Maar dit is vermeng op 'n baie noue manier. En jy kan eintlik die een en die ander van mekaar nie skei nie. So as hierdie man dan nou in die sinagoge kom, dan sou mense in daai tyd onmiddellik hierdie verband gesien het tussen iets meer aan ons wêreld as net wat ons met ons rede kan verklaar. So het mense in die antieke tyd, is dit die enigste mense wat sou kon sê, okay, wag, weet jy, dat geestelike goed het 'n impak op die werklikheid waarin ons leef. Van die groot filosowe in ons wêreld, veral iemand soos Immanuel Kant, wat nou vir ons baie gehelp het met die hele soort van filosofie van rede versus geloof. Sy nasate was Duitsers. Hy het in Duitsland gebly. Dis eintlik wat ek probeer sê. En wat weet ons uit die geskiedenis van sy nasaat? Van wat kan gebeur met rasionele, miskien die mees rasionele groep mense wat jy in jou lewe nog gesien het. Dit is moontlik dat hulle oorrompel kan word deur 'n donkerheid wat ons nie kan verklaar nie. En dat mense dinge doen wat ons onbegryplik vind as ons daaroor moet nadink na die tyd. Scott Peck, die baie bekende Scott Peck, The Road Less Traveled. Ons almal ken daai boek, maar hy het 'n tweede boek geskryf wat ek al baie na verwys het. The People of the Lie is die boek. En die boek se tema of se doen navraag oor wat is boosheid? En dan is sy ontdekking, en veral daar's een baie ontstellende verhaal van wat in die Vietnamoorlog gebeur het met 'n klomp jong soldate wat in 'n dorpie ingegaan het en man en meis almal vermoor het, nê? Op die wreedste moontlike manier. En dan sal mense, ons het sekere vooropgestelde gedagtes, ja, dis ouens uit 'n sekere plek of ouens wat op 'n sekere manier groot geword het, of hulle is stikkend op een of ander manier, dis hoekom hulle dit gedoen het, maar dan die navorsing is nee. Dis gewone gemiddelde seuns van 18, 19 en 20. Wat skielik hierdie verskriklike goed gedoen het. Maar een professor het gesê, hy glo nogal in die hele leer van die sondige natuur, ons sonde ontvang en gebore, jy weet, want in die rede hoekom hy dit doen is nie om die enige teologiese rede, want hy het nou al 'n 3-jarige gesien. En die van julle wat nou ook al met 'n 2 of 'n 3-jarige te doen gehad het, sal weet, daar's net op 'n dag 'n oomblik wat daar trekke uitkom wat waarskynlik, jy reken maar in die begin dit kom van die skoonfamilie af. Nee, die kind moes dit by hulle gekry het, want die vet weet dit kom nie van jou kant van die familie af nie. Daar's net goeters wat hulle skielik begin doen wat jy en jou vrou en wie ook nie vir hulle geleer het nie. Daar's iets hier binne in ons wat aan die gebeur is. Waar kom die man in die sinagoge vandaan? Dit is nogal half 'n sentrale vraag, né? Gewoonlik as daar gepraat word oor die ouens wat met deur geeste onder die beheer van bose geeste is, dan is daar 'n groot beskrywing van die effek wat mense kon dit sien. Jy kon sien daai personasie besetene van Gadara wat Lukas vir ons van vertel wat daar tussen die grafte gebly het en allerlei mense, jy weet, kettinge gebreek het en jy weet, mense het geweet hier's 'n ding verkeerd. Of daar is in Handelinge 16 daai meisie wat die waarsêersgees gehad het wat Paulus hulle genees het in Filippi. Maar almal het geweet, hier's iets verkeerd. Maar hierdie man sit in die sinagoge, né? En dis nog meer opvallend as jy besef dat nie enige iemand kan in 'n sinagoge instap nie. Daar was 'n geweldige soort van 'n deurwag situasie gewees. Jy kom nie net daarin nie. Dat die gees wat Jesus konfronteer in die sinagoge was daar. As Jesus gekruisig word 'n paar hoofstukke later in Markus, wie is die mense wat hom aan die kruis laat vaslaan? Die mees gelowige mense
of mees godsdienstige mense in die mees godsdienstige land. En hulle doen dit vir watter redes? Wat sou hulle sê, hoekom doen hulle dit? En ons lees nou, in party van die vertellings die gedagte, want hulle was jaloers. Jaloers, want Jesus is skielik al hierdie mense wat hom volg, en mense volg nou nie meer vir hulle nie. Hulle is bekommerd oor hulle veiligheid en hulle gerief wat Jesus besig is om te doen, maak dit gevaarlik dat die Romeine begin nou kennis neem van wat hier gebeur. Dis nie so veilig nie, dis beter dat een dan nou sterf vir almal, as dat ons almal in die moeilikheid kom, vir my eie gerief. Vrees vir hulle magsverlies. Ek was iemand, mense het na my geluister, en nou kom hierdie Jesus met hierdie nuwe leer, en skielik is my mag en gesag, my inspraak, my sê in die wêreld, soveel minder. En as ek dink oor daai redes, oor waarom Jesus gekruisig is, raak ek so bietjie bekommerd oor myself. En die magte wat ek met myself saamdra. So 'n bietjie dink oor my keuses, my optredes en my dag tot dag bestaan. Ek sal graag wil sê dat ek is baie rasioneel, en geestelik is ek baie diep, altyd op my beste Christelike gedrag. As jy by my kom, is dit, solank jy by my kom, as jy by my kom, is ek oulik en mooi, solank jy by my kom, as ek nie rugby kyk nie, en as ek nie op die N2 bestuur nie. Verder, behoort jy meerendeels weg te stap in die gedagte, dis 'n oulike mens, maar ek weet, iets kom oor my, Ek het die wêreldbeker rugby, elke keer wat ons die wedstryd so met daai 1 punt gewen het ek in die kamer gelê en wag tot iemand gil daar binne, dit klink vir iets, dit gaan goed, dan hardop kyk ek gou. Anders, ek verloor dit. Ek verloor myself. Ek verloor my rationaliteit. Want ek meen, is 'n spel op die bord, op 'n TV ver van, ja, wat het dit met my te doen? Maar iets kom oor my, of iets word wakker in my, wat ek nie so maklik kan verklaar nie, maar wat verseker 'n effek het op my lewe. Wat ek doen en wat ek sê, en ook op die lewens van die mense met wie ek my lewe deel. So ek is half nuuskierig oor hierdie besete wees. Wie is Jesus doelgerig op pad om te konfronteer? Net mense met bose geeste? Of mense wat in hulle wese iets van boosheid ken en verstaan en aan deelneem? Dis die leer wat Jesus gebring het. Dat het nie goed genoeg is om maar net aan te hink met hierdie stuk stikkend en donkerheid in my nie, maar dat hy juis gekom het om mense ook vir ons te bevry uit die donkerte wat ons met onsself saamdra elke dag. En dan raak hierdie teks vir my nogal geweldig relevant. Dan raak dit 'n teks waarna ek dalk baie, baie mooi en baie goed na moet luister. En baie moet gaan oordink. 'n teks wat my konfronteer met die ander kant van wie ek is. Met die skaduwee wat ek partymal so diep wil wegsteek. En dan is dit nie 'n interessante verhaaltjie van toe en lank gelede nie. Dit is ook nie 'n verhaal wat my wil uitnooi na allerhande spekulasie oor hoe geeste en dinge werk. En ek meen, daarmee nie gesê dat daar is nie ander magte in ons wêreld. Dis die Bybelse storie. Maar dat daai magte nie daar buite is nie. Maar dit wil ook hier binne in my inspel. Daar's 'n interessant, my laaste opmerking dan hier. Die verhaal, ek het nou gesê die verhaal van die vermenging tussen die geestelike, tussen ons wêreld en 'n geestelike wêreld, begin in Genesis 1, maar dit eindig in Openbaring, Openbaring 18. Dan lees ons Babylon, wat nou die teken is van al die boosheid in ons wêreld, die simbool. Babylon val. Dis nou groot nuus, Openbaring 18. Maar hier's wat ontstellend is as jy dit lees. Wie huil oor Babylon wat val? Mense sal nou dink, okay, dit is die Satan-aanbidders, dit is die sektariese groepe, dit is hierdie mense wat hulself blootgestel het in allerlei donker goeters. Maar wie huil as Babylon val? Dan sê Johannes, die konings,
die maghebbers. Elke liewe een wat al sy of haar mag gekry het uit die boosheid en daarvan gebruik te maak. Die besigheidsmanne, almal wat 'n treetjie vooruit kon gee, deur 'n donker kant net so oomblikie te gee. 'n Vriend van my, ek het julle al vertel, maar dit is een van my gunsteling stories van 'n ware storie, wat die een winkel gehad het in Ryds, wat gesê het, en hy vreeslike opregte, 'n dierbare, wonderlike mens. Maar hy sê dan, as hy op 'n Vrydag het hy 'n spesiale gebed, as die afleweringslorry kom van die groot maatskappy, waarna hy behoort, dan sê hy, op 'n Vrydag sê hy, dan trek hy sy moue so op, en dan sê hy, Here, staan net so 'n bietjie een kant toe, ek gaan gou hierdie dinge uitsort hier. Nie nou help nie. Jy weet, ek sal dit nou sort. En wie hy nog, en die interessante, ek weet nie hoekom hulle nie, maar die seelui, is die ander groep. Die gewone mense. Die alledaagse mense. Die ek en die jy. Daar's 'n ding rondom die woord korrupsie, wat ons nou so goed ken, maar dit is eintlik van die oorspronklike betekenis van om vrot te word. En dat ons half blootgestel is aan hierdie gevaar, ek en jy. Daarom die nodigheid om 'n pad met die Here te loop, daagliks, waarin ons in eerlikheid voor hom kan staan en sê, Here, waar is ek nou? Waarmee is ek nou besig? Wat is aan die kom deur dit wat ek nou doen? Want ek weet waarna toe is ek geneig. Ek ken myself. Ek is nie anders as ander mense nie. So mag jy 'n baie, of nee, nie 'n baie nie. Mag jy 'n effe ongemaklike week hê wat vir jou voorlê. Mag ek en jy onsself oopstel vir die Gees en vir 'n konfrontasie. Mag ons vir die Here vra, Here, stop my, wys my, leer my. Help my dat die bose kan uitkom, wat my so wil oorrompel. Voor die Here gaan staan oor ons keuses, ons besluite en ons denke, sodat ek en jy meer en meer vry kan wees, en vry kan kom, en in vryheid kan lewe, en daardie vryheid met die wêreld om ons te deel. Te kan wees wie God ons eintlik gemaak het om te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil baie graag as ons TV kyk of die nuus lees en ons gedagtes verwys na daai mense, daar ver, of die boosheid wat ander aanvang, of waarvan hulle gevangenes is. Wil ons so graag bewus wees, Here, van hoe goed dit hier by my kant van die lyn gaan. Die dinge waarmee ek besig is. Maar dalk is dit nie so eenvoudig nie. Dalk is 'n deel van die stikkindheid van die wêreld nie bloot net oor die mense daar ver nie, maar omdat ons dit in ons eie harte ook saam met ons dra. Ons is almal maar 'n bietjie gebreek, 'n bietjie verslaaf, 'n bietjie stikkend. Daarom wil ons na U toe kom, Here, en onsself aan U toewy en vra, wil U nie vir ons kom konfronteer deur daai leer wat met soveel gesag in staat is om mense vry te maak. Ons is in hierdie kerkgebou, Here, en daarmee het ons hierdie diep belydenis, ons behoort aan U, maar dit beteken nie dat ons maar nog al die tyd terughinker of terugval in allerlei ander dinge wat ons lewens omkrap en ons wêreld deurmekaar maak. So ons wil graag onsself oopstel vir die Gees en vra, wil U vir ons kom lei, Here? Want ons wil graag vry wees. Ons wil graag nuwe mense met nuwe lewe wees. Ons wil graag bakens en tekens wees van waar God se lig deurgebreek het en die boosheid en die stikkindheid van ons wêreld teruggedruk word. Verander word in die goedheid wat U oorspronklik bedoel het. Daarom wil ek graag ons aan U toewy, Here, en vra hierdie week wat voorlê, wil U met ons vir ons uitwys, wil U vir ons help en wil U vir ons in die liefde ondersteun. Sodat ons so langer hoe meer dit kan word wat U wil hê ons moet word. Ons bid dit in Jesus, ons Here se naam. Amen.
Daar sê vriende, my probleem in die lewe is mos ek praat met my hande en ek bid ook met my hande. Julle moet tog asseblief kyk as julle video's van my kyk, hoe gaan my hande nie. So ek het die PowerPoint afgesit terwyl ek gebid het, laat ek net gou by die regte slide kom. Ek het gedink dat ons vir ons uitgaan vanoggend 'n bietjie 'n dieper lied sing. Dit is eintlik een van ons skuldbelydenisliedere. En maar eintlik nie as 'n skuldbelydenis, want daar's ekskuus. Dit help ook nie dat ek nou die tegnologiese wondermens is wat ek nou is nie. Nee, dit maak dit net so moeilik. Kom ons kyk of ek dit nou reg kry. Die woorde, dis nie, daar kom dit nou. Die lied is diep o God, diep neergeboor. Dis een van my gunsteling liedere eintlik nog altyd gewees. Maar in die woorde, in die lied word ook gepraat oor wat die Here kom doen om ons vry te maak. So ek wil graag dit as vir ons gee as ons slotlied, as ons bede, as ons hier uitgaan. Here, ons wil graag leef soos U graag wil hê ons moet leef. So kom ons staan en dan sing ons dit as ons slotlied saam. En vriende, mag het dan van ons waar wees dat die Here se liefde vir ons besiel, ons begeester, baie meer as die ander geeste in ons wêreld. Ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly.
soveel blomme al verloor. Ek dink ons moet net daai kant toe sien. Ek kan daai hoek, daai TV staan. Nee, maar dan kyk jy so, jy weet nie, dan is jy so met die iemand is. Ja, dis reg so. Ja, wat is dit nou? Nou net te vaai. Lekker rustig. En jou nou? Tot ziens. Dat is nie jy wil nie uit. Dit is alles lekker. En niks geslaap nie. Ek het nie glad nie oor daai hek wat ek gedink het ek nie toe gemaak het nie. Heel nog net, as ek dit doen, as ek dit laat. Ek weet ek het besluit iets gedroom. So ek was ieweslik weggeraak, maar dit moes soos minute gewees het. Yes. So ek het maar Nee, ek het die hele tyd gespook oor die ek was sê ek het gedink ek het geslaap. By die skool. Ja, ek het gesien die skool en toe is hy toe. is hy toe. Plaaslike inwoners gaan vir lekker late night skinny dipping met